In hierdie kamer is Jesus getroon in die hart van die mens. Dit is tot vandag toe verstom dit my. Ek het mos glad nie daai prentjies gehad van Jesus wat nou daar in jou kop sit nie. Nou, kyk hoe lank gelede voor die tyd het die Here al dit gedoen. Hier is die lyn, daar lê die gewete. En hier is die vorm van jou mind. En dis die dag toe die Heilige Gees gesê het, lig. Toe was dit môre son. Dis die lekkerste dag van jou lewe, jy het jou hart vir Jesus gegee. En toe trek hy in jou hart, en hy lyk soos 'n soldaat, want hy is die aanvoerder van jou siel. Ek dink is 1 Petrus wat dit so stel. So Jesus het gedeel met die dood, ons hoef nie meer daaroor bekommerd te wees nie. Dis afgehandel. Maar ongelukkig het hy nie hierdie ding uit ons uitgehaal nie. En hy sê toe, nou moet jy my daagliks volg, dan moet jy gaan sterf vir die vlees. En so, ek gaan jou net 'n verduideliking gee. Jy weet, Burgersfort is hier naby, dis baie donker daar is seker 200,000 swart taksies. Dis 'n malhuis, hulle skiet op mekaar. En as ek Burgersfort toe gaan, weet ek moet myself gedra. Maar toe die son op sy warmste is, toe ry een van daai bussies binne, een van daai taksies binne in my nuwe bus. En voor ek my kom kry, toe kom hierdie ding uit. Toe klim hierdie man van die stoel af. Toe gaan sit hierdie ding daar. Jy moet nou self hierdie skuif maak. Hier het nou 'n swaai gekom, sien. En nou gaan sit die vlees daarbo. Nou sê Paulus, Romeine 8:1, jy's nou na die vlees en nie die gees. Jy moet nou net daai skuif vir jouself maak. Sit nou die slang daar en Jesus loop net weg. Ok, nou gaan ons omdraai en kyk na die ander paneel. Hier is 2 mense wat opkyk, hulle gaan vir die gemoed van Christus. Hierdie moet jy nou laat dink aan Matteus 18:19, as 2 sou saamstem, aangaande enigiets sal my Vader in die hemel dit vir jou gee. Daardie jare het ek en Yvonne, toe die kinders nog baie klein was, het ons dit baie letterlik opgeneem, en ons vat toe 'n stuk papier, ons skryf daarbo, Matteus 18:19, ons stem saam. En ons begin toe skrywe die goed wat ons nodig het. Ons het toe grond nodig, ons het nou regtig niks gehad. Ons het grond in 'n bakkie, en ek onthou daar was 'n lys van 20 dinge. Ek onthou die laaste ding was gordyne. En ons het ons name onder daai stuk papier geteken, en 2 afskrifte. En jy gaan nou stilte tyd elke dag met waaroor ons saamgestem het. En moenie vir my sê, het gaan nie gebeur nie. Kyk hier, jy het geteken. En so, dis hoe geloof werk. Ons kyk in ons tuin daarna, sien. Ons sien hierdie dinge. Ons bely dit, ons praat woord, ons praat skrif. En so hierdie mense, elke dag kyk hulle op. Elke dag gaan hulle kruis toe, hulle gaan sterf. Hulle wil die gemoed van Christus hê. As hulle uitkom, ek weet dit is nou nie die manier wat die volgorde wat Paulus het nie, maar kyk nou na hoe maklik dit is as jy dit so sien. So, as ons uitkom, is ons mos nou gered. So, hierdie mense het die helm van verlossing. Verlossing. Waarvan is hulle verlos? Hulle is verlos van dit wat daar gekom het. Hulle is verlos. So ons nou klaar gedeel daarmee. Nou is jy outomaties, is jy nou die geregtigheid van God. Jy is die waarheid van God. Jy is die woord van God. Die woord gee jou autoriteit. Jy is die geloof van God. En jy is die vrede van God. Sien, die skoene van die bereidwilligheid om die boodskap van vrede te verkondig. Toe staan daar 'n groot skoen langs die pad. Ons het nie eers dit geweet. Ons het nie enigiets van hierdie dinge geweet nie. So hierdie mense
wat hulle harte bewaak op daai manier, het engele. En kyk, hier is 'n ander engel wat COVID, weer 'n ander variant van COVID vir jou aanval. En hier is die duiwel. Die duiwel is vas in 'n rots, maar hy kyk tog die hele tyd na jou gewete, na jou denke. En as daar sonde in jou is, sal hy jou aankla. En dit is wanneer so baie mense kom hier en sê, kan nie deur bid nie, voel of daar iets bokant my is, my hemel is toe. Mense hoef nou nie te dink die hemel is so ver van die aarde af nie. Jesus sê mos, laat u wil geskied in die aarde soos in die hemel. Jy het 'n hemelse denke. En so lewe ons in ons tuin denke. Kyk, hier is die Heilige Gees verteenwoordig wit, in jou hart is daar spierwit duif. En sê nou maar, daar bly 'n duif in jou huis se dak. Maar die mense begin stry en die deure slaan, dan vlieg die duif weg. Baie sagte gees, die gees van die Heilige Gees. So hierdie laaste beeld is vir my die belangrikste in die hele kamer. Jy sal sien, hier is 'n engel wat afvlieg en hy sny. So ons het nou al gepraat van die besnydenis. Nou hulle het in die Ou Testament het hulle die vooruitvelletjie afgesny en die idee was sny die vlees. So gooi weg die vlees. Maar Paulus sê ons besny nie meer fisies nie. Ons besny die hart. En ons laat nie toe dat dit wat hier is, daar kom. Dankie. Ons is nou klaar.